Goeiemôre en baie welkom by Koffietyd saam met God. En so is 'n nuwe week en ons sommer op 'n bietjie op 'n nuwe plek. En so gaan ons lekker hierdie week saam kuier met die teks wat ons Sondag gelees het, Lukas 14 vanaf vers 25. En wat 'n uitdagende teks was dit nie. En so ons gaan lekker saam hierdie week gesels oor dit en bietjie hoor, maar wat is dit wat God ons roep om te doen in hierdie tyd? En so die groot vraag is ons bereid. Ek dink dis waarmee ons Sondag afgesluit het, is wat is jy bereid om die prys te betaal? En so kom ons lees eers Lukas 14 en dan gesels ons nou lekker saam. Lukas 14 vanaf vers 25. Groot skares mense het saam met hom gereis. Hy het na hulle gedraai en gesê, as iemand na my kom en my nie lief het bo sy vader en moeder en sy vrou en kinders en broers en susters, ja of selfs sy eie lewe nie, kan hy nie my disipel wees nie. Wie nie sy eie kruis dra en my volg nie, kan nie my disipel wees nie. Want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en bereken die koste om te sien of hy genoeg geld het om dit te voltooi nie, sodat dit nie gebeur dat as hy die fondament lê en nie in staat is om dit te voltooi nie, almal wat dit sien met hom begin spot en sê, hierdie man het begin bou, maar kon nie klaar maak nie. Of watter koning trek op om teen 'n ander koning oorlog te voer en gaan nie eers sit en oorweeg of hy met 10.000 man opgewasse sal wees teen die ander een wat met 20.000 teen hom optrek nie. Indien nie stuur hy terwyl die ander een nog ver is 'n afvaardiger en vra voorwaardes vir vrede. Net so kan nie een van julle wat nie van al sy besittings afstand doen, my disipel wees nie. So ek het gesê, dis hy uitdagende teks, en so ons lees dit nou weer hierdie week, en ons gaan lekker saam gesels hierdie week, oor hoe uitdagend Jesus partykeer kan wees. En so ek dink as hierdie 'n advertensie moes gemaak gewees het, dink ek nie, baie mense sal die produk koop nie, né? Dis nogal uitdagend, en dit is, vra nogal ietsie. En so ons is baie in 'n kultuur wat gaan oor consumerism, né? Ons wil net gebruik en gebruik en gebruik. En so ons is baie bewus van wat is die koste vir iets, en as die koste nie my pas nie, dan is ek nie bereid, dan gaan ek dit nie koop nie. En so die ouens wat die produk wil verkoop, hulle moet seker aanpas sodat ek dit wil hê. En so Jesus sê, maar ek werk nie so nie. En so ek dink dis een van die goed wat Christendom so uniek maak en so anders te maak, is dat Jesus sê, maar ek budge nie. Ek gaan nie hierdie aanloklik maak vir jou sodat ek jou kan vang in hierdie trap nie. Want dis wat advertensies doen, is hulle vang jou eintlik en dan besef jy, maar Gonna, hier's nou moeilikheid. Jesus begin nie so nie. Hy's eerlik met ons. Hy sê, gaan dink eers of jy bereid is om hierdie te betaal. En weet jy wat moet jy betaal? Hierdie is wat jy moet betaal. En daar's nie T's and C's en hidden costs en enige so iets met Jesus nie. Hy is dood eerlik en sê, hierdie is die voorwaardes en ek gaan nie budge op die voorwaardes nie. En ek gaan jou ook nie probeer vang en soos 'n slegte verkoop of eintlik ja, maar probeer net vang in hierdie lokval van my of wat ook al nie. Hy sê, gaan sit, gaan dink hierdie ding deur. Gaan en beplan. Hy gebruik 2 voorbeelde hierso van iemand wat bou en sê, maar jy gaan ons voor die tyd kwotasies kry en alles, en seker maak jy het genoeg, en die koning wat hetselfde doen oor sy by die oorlog. Jesus sê, gaan beplan eers, en kyk of jy my wil volg. En so, ek dink dis een van die groot dinge, is dat ons in 'n wêreld groot geword het, en eintlik vir so lank was Christendom half oorgegeel dat mense net willens en wetens ingeklim het. En so net Jesus gevolg het, want dit lyk so aanloklik. Die advertensie is so mooi en so amazing. Yay! Ek wil graag nie hel toe gaan nie. En daarom sal ek hierdie ou maar volg. En niemand het werklik gaan beplan of gaan kyk, maar wat vra Jesus van ons nie. En so ek dink ons sien nou die resultaat daarvan is dat klomp mense uitklim en sê, maar ek wil nie meer hier deel wees nie. En ek wil vra, het jy al ooit gaan sit en gaan dink? Het jy al ooit tyd gespandeer in die woord en besef, maar dit wat Jesus van ons vra, dit wat hy vir ons vra om op te gee, dit wat hy vir ons vra om voor te staan, dit wat hy sê ons genoem gaan word, en dat mense ons gaan haat, en mense ons gaan spot, mense ons voor die hof gaan sit, as ons opstaan vir hom, en vir dit wat hy wil hê, is jy bereid
Is jy werklik bereid om daai prys te betaal? En so nie, ag Jesus sal maar verstaan as ek dit nie doen nie. Jesus sê, gaan besluit eers of jy bereid is. Nee, kom ons wag maar en dan sal ek nou maar jou genadig wees of so iets. En hy sê, gaan besluit, is ek belangrik genoeg om vir jou, om die prys te betaal, dit wat ek vra. En so dis my vraag vandag vir jou. Het jy al ergens op 'n tyd gesit en gedink aan hierdie geloof? Nie oor wat beloof dit alles nie, wat vra dit van jou? Ek bedoel, so ek het net al gesê, almal het ingeklim in hierdie Christendom, want niemand wil hel toe gaan nie. Maar die rede hoekom ons ingeklim het, is baie keer, baie mense klim uit en sê, maar dit is nie genoeg nie. Het jy al ergens op 'n stadium gesit en gedink aan, wat is die kostes om Jesus te volg? En is ek werklik bereid om dit te betaal?